Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en vertrou dat die Here ons ook saam sal seën. Hierdie renoster het daar lekker in die water en die modder gelê en rond en dis een ding wat die renosters dan ook nodig het, is hulle het water nodig. Hulle moet redelik baie water gebruik om te keer dat hulle nie ontwater nie. En dan is hulle baie lief vir modder. Daardie modder is juis om dan ook hulle liggaamshitte te reguleer en dan ook om die vel te bewaar teen die son, asook insekte. Hulle sal, as die water redelik beskikbaar is, sal hulle 2 keer 'n dag sal hulle water drink. En hulle het omtrent so 72 tot 80 liter water nodig in die droë seisoene. Heel wat meer as wat ons nodig het, wat maar 2 liter water 'n dag dan nodig het teenoor hulle wat amper tot 80 liter water nodig het. So hele aantal liters meer as ons. Net so leer ons ook maar in die Bybel dat 'n mens het nodig om te kyk na jou geestelike lewe. Want daar was 'n man in die Bybel wat ons dan ook die verhaal van hoor in Lukas 12. Ons lees daarso in vers 16 en 17, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Hierdie man het gedink dat vernuftige ambisie in die lewe genoeg is om dan ook sy toekoms vir hom te bepaal. Hy het redelike goeie besluite dan wat hy kon geneem het om groter skure te bou en baie ambisie wat hy gehad het. En op die ou einde van die dag het hy gedink om alles af te breek en groter te bou, gaan vir hom meer gemoedsrus gee. Terwyl die Here ook in hierdie saak vir ons wil kom wys dat al hierdie dinge is maar van weinig nut in hierdie lewe. Lukas 12 vers 18 sê, toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengs en my goed insamel. Sy materiële besittings het hy gedink dit gaan vir hom genoeg wees vir die res van sy lewe. As hy eers al daardie materialistiese dinge bymekaar gemaak het, dat hy daarin satisfaksie sal kry. Ons sien dit in die woord van die Here waar hierdie man gedink het, hy kan nou sy siel laat rus as gevolg van al hierdie dinge. En hy sê dit ook, hy het baie goed vir baie jare weggesit. So sy materialistiese goeders het gedink dat hy 'n sorgelose, gerieflike lewe sal hê. Wanneer hy genoeg van hierdie dinge het, dan dat dit genoeg sal wees om hierdie God wat hom geskape het, tevrede te stel. En moet die woord van die Here ook dan vir ons kom wys dat dit is nie waaroor hierdie lewe gaan nie. En as hy dan ook sê in vers 19, ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is, vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. So hy het meer omgegee oor die tydelike dinge as oor die ewige. En so is daar baie mense wat vandag die tydelike dinge najaag. Hulle hardloop agter hierdie tydelike dinge aan. Hulle sal alles doen ten koste van hulle eie siele en dat hulle nie na hulle siel kyk, soos die woord van die Here sê, om eers na jou siel te kyk, as hy sê, soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So hulle het meer rondom die tydelike as rondom die ewige. En dan lees ons ook in vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesins sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So hy het gedink, 'n lang lewe gaan vir hom hierdie goeie jare kom gee, terwyl die Here vir hom kom sê, jou dwaas, dit wat jy bymekaar gemaak het, is nie genoeg vir jou toekoms nie. Daarom het hy ook vir ons maar hierdie vraag vra en wat ons moet antwoord, is ons ryk in God? Is ons ryk in die geloof, in ons hoop en ons liefde teenoor God? Dat ons waarlik na die Here toe strewe en die dinge van die Here soek in ons lewe. Dat ons nie die wêreldse dinge najag en nie na die ewige
voorsiening dan ook maak nie. Het ons daardie sekerheid dat ons waarlik weergebore is, dat ons kind van God is, en dat die Here my kan gebruik op watter terrein hy ook vir my wil hê. Of gaan hy vir my sê, jou dwaas, wanneer Jesus het arm geword, sodat ons kan ryk word, en soos die woord van Here in 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, alhoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Die Here Jesus Christus het die kruiswerk vir ons gedoen, sodat ons ryk in Christus kan wees. Al is ons nie ryk in materialistiese dinge nie, kan ons ryk wees in Christus, wanneer ons in hom is, en daardie verhouding met God dan ook hê. Mag die Here ons daarin help, en dat ons onsself sal ondersoek, of ons hierdie ewige lewe het, en dat ons reeds daarvoor voorsiening gemaak het in Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons siel uit genade kom red het, dat ons ryk in Christus kan wees, vir hulle wat nie daardie getuienis het nie, dat hulle sal besef dat tydelike dinge, dat hulle dit nie hulle in die hemel sal bring nie. Help vir hulle om dit te besef, om Jesus naam. Amen.